Ek geniet vanmorgen ieder en elkeen van die in Jesus' lieflike en ook vrede naam. So dankbaar dat U saam met my gekom het en dat ons almal saam kon kom om dan ook die naam van die Here groot te maak. Ek wil vandag U kom bedien op die tema jou stryd, jou oorwinning. Jou stryd, jou oorwinning. We've been singing a number of songs in which we declare, I believe. Or we said, we believe. But can we truly acknowledge and say today, we believe that our struggle is our victory. As U die Bybel saamgebring het, wil ek U nooi om dit oop te maak in die boek van Daniël, die 6de hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 24. Daniël hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 24. Daniel chapter 6 verse 1 to 24 is our scriptural reading for today. Daniel chapter 6 verse 1 to 24. Daniel 6 vanaf vers 1. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel, wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het die Daniël oor die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind, met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Toe die ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die gouverneurs het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan U, o koning, in die leeukuil gegooi sou word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Medes en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan. En hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het hy hierdie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike gebod gespreek en 'n verbod geskrywe, dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens, behalwe aan U, o koning, in die leeukuil gegooi moet word.
Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van Medes en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniel, een van die Joodse ballinge het hom aan u, o koning, en aan die verbod wat u geskryf het, nie gesteer nie. Maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor het dit hom baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniel te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet, o koning, dat dit 'n wet van Medes en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegee, en hulle Daniel gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniel gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê. En die koning het dit met sy ring en met die ring van die maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniel sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring, en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaaf het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniel geroep. Die koning het gespreek en aan Daniel gesê, Daniel, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer, in staat om jou van die leeu's te verlos. Toe het Daniel met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. Omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie, toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniel in die kuil op te trek. So is Daniel dan in die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou. Tot sover ons maak ons goed doen. Father, we thank you for your word this morning. Your word remains wonderful. Your word remains alive and the truth. En Here, ons dankie dat ons dit kan ontvang. Ons dankie dat ons dit kan lees. Ons dankie, Here, dat ons dit kan ontvang en op ons die harte van die tafels van ons hart kan skryf. Ons dankie, Here, dat ons vandag die woord kan neem en dit ons eie kan maak. Terwyl ons bely, ek glo, Here. Terwyl ons sing, ons glo, Here. Terwyl ons dit verklaar dat ons geloof in U is, Here, wil ek bid vandag dat ons sal besef, ons stryd, ons oorwinning. My stryd, my oorwinning, is waar ek kan beweeg. Want Here, U gebruik dit om ook Uself te verheerlik. Wees U daar om die een wat met elkeen van ons ontmoet en tot elke hart en elke lewe spreek. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Stekvers is opgeteken in die boek van Daniel, die tweede hoofstuk, verse 17 en 18. The text for meditation in the book of Daniel, chapter 2, verses 17 and 18. Daniel 2, 17 en 18, as onze God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit U hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit U dan bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat U opgerig het, nie sal aanbid nie. It is, if it be so, our God, whom we serve, is able to rescue us
te verlos, dan sal hy so nie. Hierdie so nie is die erkentenis dat daar 'n beperking aan die krag en die mag en die almag van die Here is nie. Hierdie is nie 'n belydenis dat God hulle nie kan verlos nie. Hierdie is 'n belydenis in submission, a declaration in submission. If it's not His will to deliver us, so be it. But irrespective of the will of the Lord, we shall not bow before the golden God or image that was made. Hierdie is 'n verklaring wat maklik gemaak word. Maar wat doen ons wanneer stryd en probleme en aanslag voor ons kom staan? Wat doen ons? Ever heard people saying, don't judge me before you did not walk a day in my shoes? This is said because we tend to compare our struggles and our journey with others' struggles and journey. And then we think they have it easy or easier than us. Truth to be told is that we never compare like with like, because you understand the fullness of your life and your journey, but you only see a little bit, a small portion of somebody else's journey. Die beginsel is en bly, moenie oordeel nie. Maar kom tot die besef dat jou stryd is die basis vir jou oorwinning. Jou stryd, jou oorwinning, jou stryd is die basis vir jou oorwinning. Maar hoekom behaal ons nie die oorwinnings waarna ons verlang of streef nie? Die grootste rede hiervoor, in my opinie en waarneming, is omdat ons ander mense se stryd probeer stry in ons skoene. Dit wat hulle gedoen het, dit wat vir hulle gewerk het, wil ons toepas, en dan kla ons niks wil werk nie. You cannot put on someone else's shoes and think that you'll journey with them with ease. Our feet differ, and therefore our shoes' shape also differ. Our shoes shape according to our feet. So even if you wear the same size and the same type of shoe, it might not work out well because of a different shape that will make the journey uncomfortable and even hurt your feet. Moeders nie jou lewe met iemand anders vergelyk nie. Leef jou lewe. Stry jou stryd en behaal jou oorwinnings. Leef jou lewe. Stry jou stryd en behaal jou oorwinnings. Want dit is
jou voorberei en aan jou toe vertrou. Hoeveel maal het ons gesê, as die lewe begin druk, sal ons optree soos 'n Paulus, toe hy daar in die tronk gesit het en begin het om die Here te loof en te prys nie. Ja, en toe die stryd kom, wat het jy toe gedoen? Toe vergeet ons van lofprysinge uiter, en uiter versigtinge, uiter vrae, wat nie gestrek het tot groei, vooruitgang of oorwinning nie. So live your life according to God's direction and God's instructions. For this very reason, Peter and the other apostles declared, we must obey God rather than men. We have no other choice. We have to obey God rather than men. We have no other choice. Contrary to this, we've been taught that we always have a choice. There's always more than one choice to be made. This is true when you have no direction. But when you have direction, you choose what fits that mood. Die Here het sy volk gesê dat hy voor hulle lewe en dood lê. En dat hulle moes kies wat hulle wou hê. Hy het gesê, ek lê voor julle seën en vervloeking, lewe en dood. Kies wat julle wil hê. Dieselfde geld ook vir my en u. Ek kan egter die lewe kies. En dan daarna het ek veelvuldige keuses oor hoe om te lewe nie. My keuse was gemaak toe ek gekies het, en dit bepaal my rigting. Ek kan nie vandag in 'n noordwaartse rigting beweeg, môre oostelik, oormôre westelik, die dag daarna weer bietjie noord, en dan bietjie suid, en dan dink ek gaan iewers uitkom nie. Paulus en die ander apostels erken dat hulle geen ander keuse het nie. Ons moet God meer gehoorsaam. Ons moet hom gehoorsaam wees bo enige ander mens. Die keuse van die raad om nie die naam van Jesus te leer en te spreek nie, sou dood bring. En dit het die apostels nie gekies. Hulle het lewe gekies. En om lewe te kon hê, moes hulle in die naam van Jesus lewe en doen wat hulle gedoen het, in woord en openbaar. Likewise, Daniel chose and experienced something similar to Peter and the other apostles. We look at Daniel's life and we see that he was blessed and loved by God. We look at his life in the same way we look at others' lives and we say he had it easy without understanding the sacrifices he had to make. When considering Daniel's life, we need to remember that Daniel was an expat. He lived in exile.
stood out amongst all the commissioners and satraps. Why? Because of the extraordinary spirit within him. Because of the extraordinary spirit within him. Daniel led a life that was guided by God Himself in order to do what was right. Daniel prayed 3 times every single day. Now the scriptures said that the other government officials sought to find an accusation against Daniel. It isn't described, but I believe that they tried to trick Daniel, to trap Daniel in governance, but failed. So they realized that if they had to find something, they had to fabricate it. En hulle het niks daarvan gedink om die koning wie Daniel nagevolg het, om die koning wie Daniel se belange, die koning wie se belange Daniel beskerm het, om hom te bedrieg nie. En omdat Darius bedrieg was, teken hy 'n wet wat hy nie moes nie. Die uiteinde, Daniel word in die leeukuil gegooi. En al het die koning alles in sy vermoë probeer doen wat hy kon doen om te keer dat Daniel in die leeukuil beland, kon hy niks doen. Hy kon nie die wet onttrek nie. Dit het vasgestaan en moes uitgevoer word. Daniel se stryd. Daniel se oorwinning. Hy gaan kla nie. Hy gaan repareer nie voor die Here nie. Maar toe die wet uitgevaardig word, toe draai hy na die Here toe en soek na God se wil. Like his friends said to the king, Daniel also displayed through his life, if the Lord whom we serve is able to rescue us from the fiery furnace, He'll do it. If the Lord whom I serve is able to rescue me from the lion's den, He will. But even if He choose not to do so, He would not turn away to serve another idol or another king. He would not seek guidance or direction from anyone else. He would not obey a law that goes against God's word, even if it means that he had to die. We declare that God can do anything and everything. But when the struggle comes, when the laws are accepted into law, when persecution comes because of God's word, then we buckle under the pressure and twist or change or compromise just so slightly so that we may stay on the safe side, as if God cannot deliver. Daniel sal heftig terugkom. Hy sê nie, maar die Here sal verstaan nie. Hy gee nie sy stryd vir iemand anders nie. En hy gaan kry ook die weg vir 30 dae nie. Hoekom dink ons terug? Hoekom staan ons terug? Hoekom gee ons op? Hoekom gee ons in? Is God nie staan? Kan God nie verlos nie? Kan God nie die oorwinning gee nie? Ek onthou 'n klomp jare gelede
En dis nie dat dit al verander het in ons land nie, maar 'n aanslag op die skole wat uitgegaan het om Christendom te verwyder. En op daardie stadium is ek betrokke by 'n skool in Bloemfontein. En daardie skool word aangespreek omdat hulle Christus navolg. En ek kan onthou dat ek op vir die hoof gesê het, ons kan nie toegee tot dit wat vereis word nie. Maar as mens, kompromieer ons. As mens, staan ons terug. As mens, gee ons in. Want ons sal verstaan. Die Here het vir sy volk gesê, staan en bly staan en kyk toe hoe ek julle gaan verloos. Daniël het vasgestaan en die leeu's, wel die Here het die engel gestuur om die bek van die leeu's te slaan. Wat doen ek en u met ons? Wat doen ons met ons? Is dit vir ons te veel om te dra? Is it too much to bear? Once God said that if we want to follow Him, we have to. We don't have another choice. There is no other way, for He is the truth, the life, and the way. He said, we have to deny ourselves, take up our cross, and follow Him. The apostle declared that it is through many tribulations and hardships that we must enter into the kingdom of God. What did he say? Your struggles, your victory. Maar jy kan nie die oorwinning behaal as jy nie bereid is om die stryd te stry nie. Dis onder druk wat goud en silwer gesuiwer word. Dis onder druk wat diamante en 'n parel na vore gebring word. Dis onder druk wat koffie se aroma 'n vertrek vervul. Dis onder druk wat die ware ek en jy na vore kom. Jou stryd, jou oorwinning. Stop acting as if you are able to ignore your struggles and battles. They are real and they won't go away when you ignore them. This I can tell you from personal experience. It won't work. In fact, they'll become greater and greater, stronger and stronger until you defeat them or they'll defeat you. What are you doing with your struggles and battles? God gave them to you. God allowed them to come to you. Why? To conquer. To conquer. But also for you to know Him in you. Someone once said, when God places a Goliath before you, it's so that the David within you can rise. If God wants to rise, a battle will come up. Do we know Him in the strength of His resurrection, or do we try to avoid our battles and struggles? Your struggles should lead to your victory, just like David and his friends experienced. What are you doing with your struggles? Murdereer ons daaroor. Klaar ons daaroor. Kry ons weg. Hardloop ons weg
om die oorwinning te behaal wat hy voorberei. Jou stryd, jou oorwinning. Glo jy dit vanoggend? Jy het in 3 van die liedere gesing vandag. I believe. 4 maal verklaring gemaak. Ek glo. Glo jy? Jou stryd, jou oorwinning. Kom ons maak ons. Jy, baie maal sê ons, ek verstaan nie. Baie maal sê ons, Here, ek weet nie. Ek weet nie hoe nie, Here. Ek kan nie, Here. But never ever have you given anything to any one of your children which they could not bear. In fact, you said that you will never ever allow that we be tempted outside of our abilities. And those abilities aren't just found within us, but it is found within you. Want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Want wanneer ek swak is, word ek krag in my swakheid volbring. En ek kom bid vandag, Here, dat ons sal beweeg in die krag van die opstanding. Dat ons sal streef daarna om te weet wat het is om U te ken, om deur U gebruik te word en deur U geleid te word. Here, bring U ons op die plek waar ons, o Here, kan weet, hierdie stryd is nie tot die dood nie. Hierdie stryd is nie om ons te breek nie. Hierdie stryd is nie sommer net nie. Hierdie stryd is sodat ons kan oorwin en die krag van God kan ken. Maak Uself in elke dag ons beken. Maar help ons, Here, om te help us to act on our decision, our choice to choose life, to follow you, to be yours, O God. Not just when it suits us, not just when it's easy, but Lord, in every trial and in every tribulation, to know and to understand God still reigns. He is still Lord, and He will help us overcome. Ek kom nie net om ons te help om te oorleef nie, maar ek kom, Here, om ons te help om lewe en dit in oorvloed te kan geniet. Here, versterk ons daarom en help ons om U te volg soos U ons lei. Wees die naprediker van die woord. Bære U dit in elke een van ons harte, Here. En herinner U ons daaraan, veral in ons stryd, dat U ons moet vertrou daarin, sodat U krag verwesenlik kan word. Ons bid in Jesus se wonderlike naam.